Welkom by Môre onder die soeklig. Die 5 minute uitsending wat moontlike toekomste van nader ondersoek. Ek is Rian van Vuren en vandag vra ons die vraag: wanneer robotte en kunsmatige intelligensie saamsmelt, wat kon ons in die nabye toekoms verwag? Kom ons begin deur iets eers duidelik te maak. Daar word dikwels oor robotte en KI gepraat, maar dit is nie dieselfde ding nie. 'n Robot is 'n masjien, gewoonlik fisies, wat take kan verrig. KI of kunsmatige intelligensie is die sagte ware of die brein wat besluite kan neem, leer en in die toekoms moontlik selfverbeterend kan wees. Wanneer jy hierdie twee kombineer, intelligente sagte ware binne bekwame masjiene, kry ons iets werklik transformerend. So wat gebeur wanneer hulle ten volle saamspan? Ons sien reeds tekens daarvan. In fabrieke bou slim robotte motors met presisie en spoed. In hospitale help robotarms, aangedryf deur KI, staan vastig met chirurgie. In ons huise navigeer KI geleide stofsuiers rondom troeteldiere en meubels. Maar dis net die begin. Kom ons kyk na 3 sleuteltendense wat moontlik oor die volgende paar jaar kan vorm. Eerstens, robotte as kollegas, die opkoms van die kobot. Een groot verskywing wat ons sien is die opkoms van samewerkende robotte of kobotte. Anders as die massiewe industriële robotte van die verlede, is kobotte ontwerp om met mense saam te werk, nie om hulle te vervang nie. Hulle is slim genoeg om menslike gebare te verstaan, nuwe take vinnig te leer en by hul omgewing aan te pas. Dink aan 'n klein robot wat 'n tegnikus op die fabrieksvloer help met gereedskap aandra of om herhalende take te doen terwyl die mens op meer komplekse take en besluite kan fokus. Hierdie KI-gedrewe robotte neem nie werk weg nie, hulle verander dit. En hulle kan werk veiliger, meer doeltreffend en selfs meer kreatief maak. Tweedens, KI-aangedrewe diensrobotte. Vervolgens verwag die oplewing van diensrobotte. Dit is robotte wat ontwerp is om te help in plekke soos restaurante, hotelle, lughawens en selfs in jou plaaslike supermark. Stel jou voor, jy stap in 'n hotel in en word begroet deur 'n robot wat jou kan inboek, jou bagasie kan dra en jou aanwysings kan gee. Alles terwyl dit aanpas by jou stemtoon en gesigsuitdrukkings. Of dink aan die robot wat vir jou kos by jou tafel aflewer, nie met 'n GPS nie, maar omdat dit jou herken en jou bestelling deur KI erken. Hierdie robotte sal meer as net helpers wees. Met masjienleer sal hulle beter kommunikeerders word, meer responsief op menslike behoeftes en selfs in staat wees tot kletspraatjies. Kortom, hulle sal deel word van die menslike omgewing. Derdens, robotte wat op die werk leer. Hier is wat dinge regtig interessant raak. Tot onlangs moes die meeste robotte vooraf geprogrammeer word vir elke aksie. Maar met vooruitgang in masjienleer en neurale netwerke, begin robotte leer deur te doen, net so ons. Dit beteken dat hulle prestasie oor tyd kan verbeter, sonder om menslike programmeerder het wat hulle voortdurend moet aanpas. Dit het groot implikasies. Dit beteken dat robotte in pakhuise onmiddellik by nuwe uitlegte kan aanpas. Robotte in bejaardesorg kan die persoonlike voorkeure van die pasiënte leer ken. Boerderyrobotte kan aanpas by weerpatrone, grondtipes, gewasgroei, alles intyds. Ons praat in wese van robotte wat nie net gereedskap is nie, maar vennote in leer. Maar wat is die risiko's? Met enige kragtige tegnologie is daar uitdagings. Hoe meer autonoom en intelligente robot word, hoe meer moet ons dink aan etiek, aanspreeklikheid en veiligheid. Wie is verantwoordelik wanneer 'n KI-gedrewe robot 'n fout maak? Hoe voorkom ons vooroordeel in die besluite wat hierdie robotte neem? Wat gebeur as hierdie masjiene in oorlogvoering sonder toesig gebruik word? Dis nie vrae in die verre toekoms nie. Dit is kwessies waarmee ons vandag moet worstel, terwyl ons hierdie tegnologie ontwerp, ontplooi en beheer. Daar is ook 'n menslike kant. Na mate robotte meer bekwaam word, moet ons seker maak dat mense nie agtergelaat word nie. Dit beteken om te belê in onderwys, werkers op te lei en stelsels te bou, waar mense en robotte mekaar werklik aanvul. So wat kan ons in die nabye toekoms verwag? Ons kan meer robotte in ons daaglikse lewens verwag, maar nie die soort van wetenskapsfiksie oorname nie. In plaas daarvan sal hulle op meer stiller en praktiese maniere verskyn. Verpleegsters bystaan, rakke vul, besoekers lei,
openbare ruimte skoonmaak. En met KI is hulle brein sal hulle beter, vinniger en meer mensbewus word. Die weg in die media. Robotte en KI saam sal ons nie noodwendig vervang nie, maar hulle sal die wêreld rondom ons hervorm. Die vraag is, hoe ontwerp ons hulle om in die toekoms te dien wat ons wil hê? Dit is vandag se episode van Modder onder die soeklig. As jy hierdie kykie na die toekoms fascinerend gevind het, deel met iemand nuuskierig. Ek is Rian van Vieren en ek sien jou volgende keer, hier waar die toekoms in fokus kom.